woord is aan. Ek dink hulle is voorreg om ons gaan kyk na eindtyd gebeure, soos dat dit in die heiligdom van ons geplaas het. Voordat dat u ons aandag sal vestig nou op die belangrike aspek binne in die eindtyd gebeure. Dat dit nie net sal fokus om te kyk na wat gaan gebeur nie, maar meer fokus om te kyk na hoekom hierdie dinge so geplaas was om die groter prentjie te kan sien. Wees ons saam met ons in Jesus naam. Amen. So eintlik gebeure in die heiligdom, die ding wat ek opgetel het, vir al wanneer ek hierdie doen, vra iemand vir my, dan gaan jy my nou wys oor die Katolieke Kerk en Amerika en al daardie sê ek is jammer om dit so te sê, ek gaan nie spesifiek in daardie rigting aangaan. Die rede hoekom ek nie gaan doen nie is die persoon wat in 2008 ons jeugdspreker was, José Rojas. Nou in 2008 wat gebeur het is, daar het gerugte deurgehardloop die Sondagwet kan geteken word, maak geleer die einde is hier. En dis ons jong mense, maar is daar die tyd, ons begin onder mekaar te gesels, en ons redeneer, en dink ons weet alles, en die Sabbat toe gee hy sy preek, en hy raak toe daar aan, hy noem iets wat baie interessant was vir my, en wat my help laat maak verstaan en waarop die fokus moet wees. Hy het ingegaan by die Reservebank in Amerika. Hulle het hom uitgenodig. En hy stap daar en hy sê, in die een kamer is dit alles net $1 note, volgeplan. En hy vra met die ou, nou luister, wat is al die $1 note? Hy sê, dis al die vervalste note wat al gemaak is, wat ons gekry het, en ons sit dit hier, sodat mense kan sien hoe lyk dit. Hy sê ook ons nou alles reg, jy dit net so kom sit, en dis nou daarom te sê, maar hoe weet julle wanneer 'n noot vervals is? En hy sê vir hom, kom hierso. En hy vat hom daar na 'n tafeltjie toe, waar die $1 noot lê, en hy sê vir hom, ons studeer net hierdie noot. En dit het my laat maak sê, wat doen ons? Is ons fokus so dat ons kyk na al die note wat reg omgesit is, of al die goed, en ons wil elkeen gaan uithaal en sê wat die valsheid kom, maar ons vergeet om die oorspronklike te bestudeer. So wat ons gaan doen is, ons gaan die oorspronklike bestudeer, en ons gaan sien, ons gaan hierdie daar sien, wat besig is om te gebeur in die wêreld, en waar het hulle beweeg. Maar dan wil eers sê, ons moet die oorspronklike verstaan, en dan as jy die oorspronklike het, en jy na al die dinge kyk wat so gebeur, dan kan jy sê, daar's dit. So dis wat ek wil hê ons moet doen. Dan Psalm 63 vers 3, Dawid sê, as hy God wil aanskou, dan gaan hy in die heiligdom. Daar sien hy sy sterkte en sy heerlikheid. So kom ons gaan kyk wat die heiligdom ons leer, rakende wat ons moet weet. Nou ons het gister gekyk na hoe die verskillende pioniers tydens die donker eeue, die waarhede het teruggebring het een vir een. Ons het gesien dat die Waldense en Wycliffe die Bybelse gesag mee begin het. Hulle was daar oor die Piedmontwerk, dat die Bybel oorgeskryf, en die Waldense het dit gekry dat die Bybel begin om geskryf te word onder moeilike omstandighede. Maar so het Wycliffe in Engeland op een of ander manier gesien wat gebeur en gehoor wat die boodskap is, en hy het die Bybel gaan oorvertaal in die Sagrada was in die Latynse taal. Toe het Johannes daarna gekom en sy boodskap was gehoorsaam. Martin Luther kom daarna en sê, maar nee, genade alleen. John Calvin sê, maar ons moet groei in geloof. En die ander baptiste kom en sê, hier by die waskom, dit is een doop, en dit is die groot doop. Dan kom die Wesleys daarna, en hulle kom sê, maar heiligheid alleen, en daar is die heilig maak besef. En my vraag was gewees, as die Wesleys so naby was aan die waarheid, kom hulle nooit die Sabbat eintlik raak sien. En toe gaan lees ek in die groot stryd, die hele hoofstuk wat gaan oor die Wesleys, en sy sê, die Here het dit nie toegelaat, dat hulle dit moes raak sien.
Want dan sou hulle nie gefokus het op die fokuspunt waarvoor hulle daar geplaas was. En hulle punt was spesifiek geweest om oor heiligheid te praat. Want heiligheid is hierdie proses van die kern, gebed, Bybel lees en God dan so ontdek. En dan het ons gesien, ons het kom daarby die oordeel en die wederkoms en William Miller en so ons gekyk het na die pilare, die gordyn en die engele wat daarop gesit was. Ons het ontdek dat daar een engel in elke afdeling was. Maar daar was een gordyn geweest. Die gordyn stel Jesus voor. So die engele bring hierdie boodskap van Jesus na die wêreld, maar hulle het 'n ondersteuningsbasis. Wat ons gesien het was een stuk 4 leerstellings, naamlik die wederkoms, die ondersoekende oordeel, die Sabbat en toestand van die dood. En vir elkeen van daai 4 het Satan 'n teenaanval gehad. Want ons weet in dieselfde tydperk toe 1844 begin, toe kry ons evolusie. Wat is die eerste engel boodskap? Om bid om wat die hemel en die aarde en die see en die water container gemaak. Waarom het my evolusie? Ons het nie gemaak deur God nie, ons het gemaak deur ons het gekom van 'n aap nou in ons hierdie. So, as jy gaan kyk na wat hy gedoen het, kan jy sien in elke tydperk kom Satan met daai teenaanval om te probeer om hierdie boodskap weg te neem, maar hy kry dit net nie reg nie. Toe het ons eindig en ons het gevra, maar wat van hier binnekant in die allerheiligste aan? En ek het gesê, ek sien dat die 70 Adventiste kerk die enigste kerk is wat dit vashou wat daar binnekant gebeur. Naamlik, die wet van God, die getuienis van Jesus en die gees van profesie. Want dis net 'n aanmerking wat ek maak. Is ek seker daarvan, kan ek dit bewys dat hierdie die laaste beweging is van die hele beweging, vanaf waar die Waldense gekom het, tot en met die einde van tyd. Daar kom ons kyk, en ons laat toe dat die Bybel vir ons antwoord. So as ons kyk na die voorhangsel, ek sê 26 vers 31 en 32, verder moet jy 'n voorhangsel maak van perd en purperrooi en bloedrooi stowwe, fyn dubbeldraad linne, as kunstige werk moet jy dit maak met kerings. En jy moet dit ophang aan 4 pilare van akasie hout wat met goud oorgedek is, en ook trappe van goud het en op 4 silwer voetstukke staan. So hierdie was een gordyn met 4 kleure, gerubs opgeborduur en 4 pilare. So hierdie gordyn was tussen die heilige plek en die allerheiligste plek, en dit is waar die hoofpriester naartoe sou gekom het. Maar elke dag was daar 'n priester gewees wat net tot by die voorhangsel sou kom. Dit was die daaglikse werk wat van die heiligdom gedoen was. In die boek Patriarge en Profete, ek het vir die Afrikaans van opsit, die gebou is deur middel van 'n pragtige, kosbare voorhangsel in 2 vertrekke gedeel. Die plafon van die mooiste klere, dat geweef met daarop beskerings met goud en silwer drade geborduur. Om die engelskare voor te stel wat by die werk betrokke is en wat vir God volk op aarde dienende geeste is. So dit is die voorstelling van hierdie gordyn wat daar gehang het. Hebreërs 9 vers 6 en 7 sê vir ons, nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul. So wat het gebeur? As ek die sondaar was, het ek gekom met my lammetjie en ek het dit hier deur die ingang gebring en die priester het vir my gewag. Dan het die priester vir my die mes gegee. Hy sê, nee, ek het my hand bo op die lammetjie gesit, hy het sy hand bo op my hand gesit het, en ek het dan met die lem of met die mes gegaan en die keel oopgesny. Die priester het dan daar gestaan met 'n bakkie waarmee hy die bloed opgevang het, en dan sodra alles klaar was, het hy die lammetjie gevat en hom gaan voorberei. Ek is klaar, ek kan uitgaan. In geloof glo ek, nou neem die priester my werk oor. Hy doen nou verzoening vir my sondes. So hy het hierdie bloed in sy hande, en daarmee kom hy, en hy vat van die bloed en hy sit dit op die 4 horings van die altaar. Wat het dit voorgestel van die 4 horings? Oorwinning oor sonde. So hy gaan en hy sit dit oor en die voorstel kom deur, na die 4 hoeke toe is daar oorwinning. So almal kan oorwinning kry as hulle kom.
Hy bring die lammetjie, hy sit dit hier bo op neer en nou is hy gereed om namens my in te stap in die heilige plek. Maar voordat hy kan ingaan, moet hy eers sy hande en sy voete was. So sal hy dan kom, hande kom met bloed, was dit in die water, hande is skoon, was sy voete en nou is hy gereed om in te gaan in die heilige plek. En dan kom hy hier na die wierook-altaar. Hy het nie nodig om na die ander twee toe te gaan nie. Dit was elke oggend en elke aand een priester se werk gewees om te doen. Nou kom hy hier en hy kom vat die bloed en hy sit dit weer op die 4 horings van die wierook-altaar. En dan moet hy van die bloed vat en wat ek eers verstaan het was, hy sê die bloed vat en teen die gordyn sprinkel. En ek was ek wil nie weet hoe is daai gordyn gestink het, maar toe gaan lees 'n kortjie Evanselboek en hy sê nee. Wat hulle gedoen het is, hulle het 'n sloot gegrawe in die sand voor die gordyn. En dan het hulle die bloed gevat en nie op die gordyn gegooi nie, hy het van dit gevat en voor die gordyn gegooi. Wat die voorstel was, die sonde word tot hier gebring. Daar's verzoening voorgedoen. Die persoon se sonde is weggeneem. En dan kom hy uit en die bloed wat oorbly, moet hy hier langs die altaar kom uitgooi. Hier was ook 'n sloot gegrawe wat dan uitgegaan het in die woestyn. So dit was daagliks die werk van die priester. Hy neem die offer, hy kom doen dit vir die volk. In die oggend en die aand was min of meer dieselfde ding wat gedoen was. Die priester kom, berei dit voor, maar dan moet hy 'n kool neem van die altaar af en hy moet wierook ook saam met hom vat. So hy het bakkies en goed gehad wat hy saam met hom gedra het. Dan kom hy in, hy was sy hande en sy voete en dan kom hy tot by die kandelaar. Hy het die olie by hom, maak seker alles is mooi vol gegooi, die lampe brand. Hy kom hier na die toonbrode tafel toe en hy sit die wierook binne-in en hy maak seker hulle is aangesteek. Met dieselfde kool wat hy van die altaar afkom. As hy klaar is hiermee, het hy reukwerk wat hy saam met hom gebring het wat hy binne-in gooi, dan vat hy daai kool wat hy gebring het, sit dit hier binne-in, sodat hy dan daardie rookwerk maak. En dit was sy werk gewees elke oggend en elke aand. Maar daar was net een priester 'n maand wat dit mag doen. As ons gaan lees, dan lees ons van Sakaria wat in die tempel ingegaan het en die engel wat hom verskyn het net voordat Johannes gebore is. Hy was vir daardie maand gekies om daardie werk te doen. So dit is hoe dit gewerk het. Daar was een priester gewees wat net vir daardie werk een kant geplaas was om dit dan daarso te doen. So dit is dan wat wel gebeur het elke keer deur die dag by die tabernakel. So dit is die dienste. Maar dan sê dit maar in die tweede die hoofpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, maar hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid gegaan. Nou onthou, as jy gekom het en jy het jou offer gebring, het die priester daai bloed wat van die lammetjie afkom hier voor neergegooi, wat beteken daai bloed verteenwoordig die sonde is weggeneem. Wat die volk nie van geweet het nie. En nou kom hulle met Versoensdag en almal kom daar by die tabernakel by mekaar en hulle glo hulle is gereed. Hulle kan aanvang. Of die hoofpriester kan aangaan, hy kan die diens doen. Maar hulle onthou nie dalk wat die sonde nie, of hulle is nie oortuig van die sonde nie. So hulle het nooit gekom om in die tydperk die sondes te kom bely. Daai sondes mag die hoofpriester voor versoening doen. Maar as daar iemand in die kamp was wat geweet het dat hy 'n sonde gepleeg het en hy het nie gekom om sy sonde te bely nie, is die hoofpriester se lewe in gevaar. Nou is julle wys van hoe dit gedoen was. So dit is wat dit hier beteken, uit onwetendheid begane sondes wat hulle nie van geweet het of wat oortuig was nie. Dit is dan die sondes waarop die hoofpriester finaal versoening voormaak van doen. So kom ons kyk na hierdie seremoniële feeste. Daar was die Pasga gewees, ongesteerde brode, eerste vrugte, fees van weke, fees van trompette, die Versoensdag en die Heerlikheid. So dit was die jaarlikse feeste wat gehou was in Israel. Nou ons het gesê die seremoniële wette is meer weggedoen. So ons hoef nie meer eintlik die feeste te hou nie. Maar tog
is daar sekere goed in plek gesit. Byvoorbeeld die Pasga verander na nagmaal toe. So elke keer wanneer ons nagmaal hou, sien dieselfde effek as wat Pasga was. Dit herinner ons nou nagmaal wat my so mooi is, wanneer ons kyk na die heiligdom, dan kan ons in die heiligdom die nagmaal voorsien. Voordat ons nagmaal hou, dan is daar 'n boodskap wat uitgaan en sê volgende week is dit nagmaal, berei so lank voor. Wat beteken dit? As jy weet jy het iets teen jou broeder of jou suster, gemaak het reg. Jy kan nie kom en deel een van die ete sê Judas nie, want hy sê jy kom met 'n onverdeelde hart dan is jy maar net so wel soos die sondaar, so jy kan nie dit doen nie. So wat jy doen is, jy lê jou sondes neer, die brandoffer altaar. Julle bely mekaar se sonde. Nou kom ons by die kerk en voordat ons deelneem aan die nagmaaldiens self, was ons mekaar se voete. So ons hande en ons voete word, dieselfde effek. Jy was af. Julle is diensbaar aan mekaar. Dan kom ons in die kerk in en dan word gebid vir die brood. Die brood word geneem en aan die gemeente gegee. Daarna bid ons weer en die kelkies en goed wat die onder was gewees vir die druiwesap, dis die simboliek daarvan, en dit word weer gevat en aan die kerk gegee. Nou is ons basies skoon gewas, ons is deur die proses, ons mag nou die allerheiligste ingaan, ons is skoon. Maar hier is die probleem as ons in die allerheiligste ingaan, ek kan nie daar bly nie. Hoekom nie? Ons lied wat, dan kan ek nie op die uitse naam kom nie. Maar ons lied wat geskryf is, wat sê, have all been served. En ek luister nou daardie lied, en dit is 'n pragtige lied wat hy sing, en dit bring die boodskap weer. As die predikant die bordjie vashou, net voor hy self die brood neem, dan vra hy vir die gemeente, is almal bedien. Druiwesap klaar is, wat vra hy weer, is almal bedien. En dan vra hy in sy vraag, is almal of in sy lied, is almal bedien. Hy praat nie oor die kerk nie. Hy praat oor die wat daar buitekant rondstap. En dit tref my op daai oomblik toe ek dit luister en ek dink aan wat Jesaja ervaar. Hy kom in. Hy ervaar hierdie boodskap. Hy word aangeraak met die kool van die altaar af. En wat sê God? Wie sal gaan? En die antwoord hier is ek stuur my. So die nagmaal effek moet wees, van ek ervaar die verlossing effek, dis weer 'n tipe van toe ek deur die doopwagens is. Daai opgewondenheid moet daar wees om te sê, ek gaan uit, en ek van hierdie boodskap, wat ek het, die ervaring wat ek het, kan ek met ander deel, die woord van hulle getuienis. En dit is hoekom nagmaal vir my so mooi is, en dat dit die eerste een is wat in die jaar gevier was, in Israel ook. Dan ongesuurde brode is dan vervul met die kruisiging, want dit sê op dieselfde dag is julle reeds uit Egipte land uitgelei, en op dieselfde dag, Jesus het gesterf by, hy rus in die graf, die prys vir sonde is betaal. Ons is verlos. Eerste vrugte is dan die opstanding. Die fees van weke vind plaas 40 dae na die fees van eerste vrugte, so 40 dae na die opstanding van die uitstorting van die Heilige Gees plaas. Ons ken dit vandag as week van gebed. En dis kom dit so belangrik is om die week van gebed te kan doen. Ons het nagmaal en week van gebed. So as julle oplet van julle baie, kan julle sien dat baie van hierdie goed wat daar aangesit is, kan nog steeds gehou word. Dis net ons doen dit nie soos wat hulle dit gedoen het. Nagmaal het ons deur die jaar. Week van gebed is daai week in die jaar wat eenkant gesit word, was by mekaar kom en opreg bid vir die uitstorting van die Heilige Gees. Want ons het die Heilige Gees nodig om ons deur te lei. Maar dan is daar 3 feeste wat oorbly. Die fees van trompette, Versoensdag en die Heilige Gees. So,
Wat gebeur met hierdie feeste? Is dit vervul? Is daar nog iets wat moet gebeur in die toekoms om hierdie feeste te vervul? Moet ons dit nog steeds hou of wat presies gaan hier aan? So die Bybel vertel ons van trompette. Nou, waarvoor was trompette gebruik gewees? Numeri 29 wat sê, in die 7de maand op die 1ste van die maand moet daar vir julle 'n heilige samekoms wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. Dit moet vir julle 'n dag van trompetgeklank wees. So op die 7de maand, op die 1ste dag van die maand, is dit 'n dag wat trompette moet blaas. Nou hierdie trompet het geblaas net voor Versoensdag en van wat ek nou kon verstaan, ja, hier is dit. Rosh Hashanah or Jewish New Year is called the Feast of Trumpets in the Bible because it begins the Jewish high holidays and 10 days of repentance with the blowing of the ram's horn, the shofar, calling God's people together to repent from their sins. En hierdie kom uit learnreligions.com, Feast of Trumpets. So 10 dae voordat die Versoensdag plaasvind, blaas die trompette. So die trompette blaas om vir die volk te sê, maak gereed, Versoensdag is op pad, julle moet gereed maak. As jy sondes het, bely dit nou, want Versoensdag is op pad. So dit is hoekom die fees van trompette daar was, is om die volk te herinner, om gereed te maak, hulle 10 dae om hulle lewe in plek te kry, om gereed te wees vir die Versoening. God's festivals, hier is Samuel Bakioki, skryf daaroor, hy sê, since the blowing of the trumpets become distinguishing characteristic of the day, it became known as the Feast of Trumpets, the feast that called people to prepare to stand before the judgment of God. So die trompette was dan dit wat die mense geroep het om gereed te maak vir die groot oordeelsdag. Jom 2 vers 1. Blaas die bassyn op Sion en blaas alarm op die heilige berg. Laat die inwoners van die land newe, want die dag van die Here kom, want hy is naby. Waarna dit hier verwys? Daardie Versoensdag. Blaas die bassyn. My volk moet gereed maak, ek gaan binnekort in hulle midde wees. Dus die fees van trompette was eintlik 'n waarskuwing geweest om die volk gereed te maak om te sê, maak gereed, daar kom 'n dag van oordeel. Joel 2 vers 15 tot 18. Ek gaan verder. Nou sê hy, blaas die bassyn op Sion, heilige Pasdag, roep 'n vergadering saam, versamel die volk. Laat die priesters is die voorportaal en die altaar leen. Toe het die Here geëiwer vir sy land en sy volk verskoon. So die prentjie wat geskets word hier is dat die priesters gereed staan hier waar sy die ingang sou gewees het en daar moes hulle vir die volk geween het. Hulle moes ingestaan vir die volk om gereed te maak vir die dag wat sou aanbreek. Wat 'n dag? Die Versoensdag. Nou wat het op die Versoensdag gebeur? Levitikus 23 van 37, maar op die 10de van die 7de maand is dit die Versoensdag. 'n Heilige vierdag moet dit vir julle wees, dan moet julle jou ootmoedig en aan die Here 'n vuuroffer bring. So, die eerste dag van die 7de maand, blaas die trompette. Op die 10de dag, Versoensdag, op die oordeelsdag. Nou, ek het net vinnig die opsomming gedoen, dat is nie deur die hele hoofstuk 16 om te lees nie, maar jy is meer as welkom om deur Levitikus 16 te gaan lees en te sien hoe alles gebeur. So wat gebeur volgens Levitikus 16 vers 2, die hoofpriester moet op die regte tyd in die allerheiligste ingaan. So hy mag nie net enige tyd ingaan nie. Daar was 'n spesifieke tyd gewees wat vasgestel was, wat hy in die allerheiligste mag ingegaan het. Dan in vers 3 sê dit, die hoofpriester moet met die bloed van 'n jong bul, 'n sondoffer en 'n ram wat 'n brandoffer is ingaan. Hierdie was vir hom en vir sy huis gesin. Vers 4 sê die hoofpriester moet die regte klere of met die regte klere in die heiligdom betree. Ek dink ja, dit het opgesien. Die regte klere was, hy moes sy gewaad uittrek wat hy gehad het met die mooi blou en die rooi en alles wat aan was, en dan moet hy 'n linne kleed aantrek en 'n goue gordel om sy lyf sit met 'n wit kopdoek.
So daai mooi kopdoek wat op was, waar bestaan het heilig aan die Here, moes 'n afval en net 'n gewone kopdoek opsit, soos wat die gewone priester sou aan hê. Nou die persoon wat hierdie prentjie gedoen het net vergeet om te kyk na wat om die middel moes wees. Daar kan ek met AI speel en dit goud maak. Maar dit was 'n goue gordel wat hy moes aan hê. Levitikus 16 vers 6 en dan 11 en 12 sê die hoofpriester moet vir die bloed van die jongwolf vir hom en sy huis eers gaan versoening doen. So wat hy doen is hy kom nou in met die bloed en hy kom doen versoening vir hom en vir sy huisgesin by die altaar. Hy gaan nie in die allerheiligste in nie. So hy maak eers vir hom en vir sy huis versoening en dan kan hy verder aangaan. Dan kom hy uit en dan was daar 2 bokke gewees wat hier by die ingang was. En hulle bring hom dan 2 bokke en dan word die lot gewerk. Die een bok wat gekies was die bok vir die Here en dis die een wat gereed moes gemaak word en geoffer word. Die tweede bok was die bok vir as self wat ook genoem word die sondebok. En hierdie bok was 'n priester wat gekies was en hy vat hierdie bok al die pad uit ver in die woestyn en daar los hy die bok om daar te sterf. Dan moes hy terugkom, dit was omtrent 'n week se reis, het hulle sê wat hy moes uitgaan om die bok te los. Onthou die tydperke. Dit is interessant hoe alles so wys presies hoe dit aan die einde van tyd gaan gebeur. Dan sê dit in vers 9, die hoofpriester moet die bok van die Here as sondoffer voorberei en dan word die bok van Asiel eenkant gehou en lewendig in die woestyn gestuur te word. So dis nou wanneer die hoofpriester uitkom, dan lê al die sondes op daai bok en daai bok word dan uitgestuur. So dit was 'n simbool gewees van sonde wat uit die kamp uit gestuur word. Die sondofferbok se bloed moet dan gesprinkel word soos die bok se bloed. Dan word daar versoening in die heiligdom gedoen vir al die onreinhede wat in Israel plaasgevind het. So al die bloed wat hier vooruit gegooi word nou finaal vir versoening gedoen. Nou word daai sondes, alles wat daar is geneem en as simboliek op as die hoofpriester uitkom, dan op die sondbok se kop geplaas. Dan die altaar word dan gereinig met die oorblywende bloed van die bul en die bok. So hy sou hierdie bloed vat en dis waar daar baie bloed was, is hy die bloed teen die altaar gesprinkel. Die sondbok word nou na die woestyn uitgestuur. So nou kom die hoofpriester uit, die sondes word ook geplaas en die bok moet uit. En dan trek die hoofpriester sy linne klere uit in die tent van samekoms en dan moet hy homself reinig. Wat ek nie vergeet wat nie inkom nie, is nadat hy die bloed hier gesprinkel het hy die video hier ingesit. En hy moet seker maak dat hierdie rook so geword het dat dit die hele plek gevul het. So wanneer hy hier omkom in die gordyn en in die heilige plek inkom, daar genoeg rook was sodat hy nie daardie volle glorie van God kon raak sien. Anders het hy gesterf. So het hy dan gekom en dis ook waar die bloed kom gooi om hierdie of om die ark van die verbond en dan het hy ook die finale reinigingswerk gedoen. Nou stap hy uit. Alles is nou voltooi, hy kan nou uitkom en wanneer hy uitkom, trek hy dan sy linne klere uit en hy was homself, so beteken hy doen die reinigingsproses. Dan in vers 25, die sondofferbok se vet word eerste op die altaar aan die brand gesteek. En die reiniging van die persoon wat die Aselbok in die woestyn geneem het, kan ook plaasvind in die tyd volgens Levitikus 16 vers 26. In vers 27 en 28, die bul en die bok se pelle, die vleis en die mis word buitekant die laag aan die brand gesteek. So dit word nie op die altaar geplaas nie, net so die bok uitgevat en so word alles wat oorgebly buite die laag gevat en dan moet die persoon wat dit uitgevat het ook dan gereinig word. En vers 29 sê die persoon wat nie pas nie, of in ander woorde wat nie self verootmoedig nie, moet ook uitgeroei word. So die hele volk moes daar by mekaar gekom het. Nie een van hulle mag op 'n ander plek gewees het nie. Almal moes op een plek by mekaar kom vir die persoonsdag. Vers 30, die persoon wat enige normale werk gedoen het op die dag, moes uitgeroei word. So daar is dan die feeste, die fees van trompette, die persoonsdag en die Hitefees wat dan net na die persoonsdag plaasvind.
is hierdie feeste vervul? Vertel die Bybel ons iets rakende hierdie feeste. In die boek van Openbaring praat dit van 7 trompette. Trompette wat gaan blaas. En kom ons kyk na hierdie trompette en ons kyk wat hier gebeur. So Openbaring vertel ons daar 7 engele wat kom en elkeen is 'n trompet gegee met 'n verskillende boodskap wat saam met die trompet gaan. Openbaring 8:6 sê en die 7 engele het 7 bassyne en hulle het gereed gemaak om dit te blaas. Nou, die eerste engel kom en hy blaas, in hoofstuk 8:7 en die vegetasie word getref. Dit beteken alle plante, bome en wat ook al daar was, word met daardie bassyn getref. In hoofstuk 8:8 en 9, die tweede engel blaas sy bassyn en die see word bloed. In hoofstuk 8:10 en 11 blaas die derde een sy bassyn en die water word bitter. In hoofstuk 8:12 en 13 blaas die vierde engel die bassyn en die hemele word getref en die sterre en alles val. In hoofstuk 9:1-12 blaas die vyfde engel sy trompet en sprinkane kom uit die afgrond op. En in hoofstuk 9:13-21 blaas die sesde engel sy bassyn en die engele droog die vraag 6 bassyne wat blaas. Nou met elkeen is daar 'n verskillende betekenis wat saam met dit gaan en deur die tye soos wat dit gebeur het. So ek kan nie fokus op wat dit presies was, wat daar gebeur het. Daarvoor is 'n studie op sy eie om dit deur te gaan. You and your future, Frederick Pelser skryf, the scenes acted out as the trumpets are blown are a highly symbolic presentation of the fearful things God permitted to happen as a merciful means of solemnizing men's minds so that they might finally be saved. So, hierdie trompette wat geblaas word, is simbolieke gebeurtenisse wat sou plaasvind voordat die finale gebeurtenis sou kom. Maar dan tussen die 6de bassyn en die 7de bassyn is daar 'n gas. Want as ons kom by Openbaring 8 en 9 sien ons daar gebeur niks nie. En dan eers in Openbaring 11:14-19 lees ons eers weer van die 7de bassyn. So iets tussen die 6de bassyn en die 7de bassyn vind plaas. Wat is dit? Daar staan 'n engel, sê Johannes, een voet op die land, een voet op die see. En hy het 'n boodskap. Wat is die boodskap? Openbaring 10:1 sê dit was 'n sterk engel. Vers 2. In sy hand het hy nou 'n geopende boekie wat hy vashou. In vers 3 en 4 sê daar was 7 donderslae gewees, maar dit word verseël en Johannes sê hy mag nie skei wat daar in die donderslae gesê was. Dan in hoofstuk 5 vers 10, hoofstuk 10 vers 5 en 6 praat dit van 'n tyd wat beëindig sal word. So die tydperk is nou verby, daar is nie meer iets wat na dit sal gebeur nie. En dan hoofstuk 10 vers 7 sê dan hierdie tyd word beëindig wanneer die 7de bassyn sal blaas. So wat presies is dit? Kom ons lees wat sê die Bybel. Openbaring 10 vers 5 tot 7. En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het sy hand na die hemel opgehef en hy het gespreek by hom wat in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskaap het en wat daarin is. En die aarde en wat daarin is, die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie, maar in die dae van die stem van die 7de engel, wanneer hy die bassyn sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring. Soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte die profete. So in hierdie kaping kom die engel en hy sê vir hom dat iets in hierdie tydperk gaan gebeur waarvan daar alreeds voorheen geskryf is en Johannes moet oplet wat dit is. So, wat is dit? Waar die engel het die boekie in sy hand gehad en hy sê die volgende vir Johannes. En die stem wat ek in die hemel gehoor het weer tot my gespreek en gesê, gaan, neem die geopende boekie in die hand van die engel wat op die see staan en wat op die land staan. En ek het na die engel gegaan en aan hom gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem en eet dit, en dit sal jou maag bitter maak,
maar in jou mond sal dit soet wees, soos heuning. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet dit op. En in my mond was dit soet soos heuning, maar toe ek dit geëet het, het my maag bitter geword. So hierdie boodskap wat hy kry is baie soet. Dis 'n uitstekende boodskap, maar die ervaring wat uit die boodskap uitkom, gaan 'n bitter ervaring wees. En hy het my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke, nasies en tale en konings. So hierdie boodskap wat jy het, moet jy dan weer neem en hierdie keer na almal toe neem. Nou is dit nie net vir 'n sekere groep nie. Nou gaan dit na reg oor die wêreld. So dit is wat hier gebeur in Openbaring hoofstuk 10. Hy ervaring tussen die 6de en die 7de bassein wat geblok is. En dan kom ons by Openbaring hoofstuk 11. En Openbaring hoofstuk 11 vertel ons van die tempel wat gereed moet word. Openbaring 11 vers 2, maar die voorhof aan die buitekant van die tempel moet jy uitlaat en dit nie weet nie, want dit is aan die heidene gegee en hulle sal die heilige stad 42 maande vertrag. So hier kry ons nou te doen met 'n tydperk wat ons moet ontsyfer. Wat is hierdie 42 maande? Waarna toe wys dit? Wat presies gebeur het? Onthou soos wat ek gewys het, as jy ons kyk na die heiligdom uitlaat, hierdie was die voorhof gewees in die oorspronklike heiligdom. Dan is ons die tabernakel self gehad. En dan sê alles wat hier gebeur is iets wat op aarde gebeur en alles wat dan daar in die tabernakel gebeur is iets wat in die hemel gebeur. Of dit het te doen met die gees en die geestelike. Maar toe kyk ek en ek kyk na die ander uitbeeldings van die tempel wat gebou is. Hierdie was die uitbeelding van Salomo se tempel. En die voorhof was hierdie gedeelte hier gewees wat die heidene mag inkom en hier het die volk bymekaar gekom en daar binne het die priester sy werk gedoen. So hierdie gedeelte hier buite is die voorhof toe wat aan die heidene gegee was. En die volgende tempel, hierdie is een wat nou weer gebou is en wat later ook genoem is Herodes se tempel. Sien ons weer, maar hierdie keer in plaas daarvan dat daar hier buitekant 'n plek was waar die heidene bymekaar kom, is hierdie die voorhof gewees. Hier was waar so die Jode bymekaar gekom het wat sou gekom het en dan daar binnekant is waar so die brandoffer plaasgevind het. So die tempel wat Johannes heel moontlik geken het, is hierdie tempel. Dis die een wat hy geken het voordat dit heeltemal verwoes was. So wanneer hy dan in die visioen kom en dit wys hom, is dit moontlik hierdie tempel waarmee hy werk. En Engels sê hom, hy mag hierdie gedeelte hier buite, mag hy nie weet nie. Want dit is aan die heidene gegee om te vertrap vir 42 maande lank. So, die voorhof is die aarde. Openbaring 11 vers 2, dit is aan die heidene gegee. En vir 42 maande gaan hulle hierdie plek vertrap, of hulle gaan dinge daar doen wat nie gedoen moet word nie. Maar dan kom ons in die volgende vers en dit sê vir ons, en ek sal aan my 2 getuies gee. So hy sê, tussen hierdie mense wat dit gaan doen, gaan ek 2 getuies stuur om sekere dinge te laat doen. Hulle is 2 olyfbome en 2 kandelaars wat voor die God van die aarde staan, Openbaring hoofstuk 11 vers 4. So hierdie 2 getuies het te doen met die olie wat gebruik was, wat hier in die kandelaar ingegooi is, wat van die olyfbome kom. En ek sal aan my 2 getuies gee dat hulle met sakke bekleed in 1260 dae lank sal profeteer. So ons sit nou hier met 'n tydperk. Ons sit vir 42 maande en die volgende tydperk wat hy ons gee is 1260 dae. Ons wil weet, hoe kom dit alles bymekaar? So, daar is 42 maande, hoofstuk 11 vers 2 en 1260 dae, hoofstuk 11 vers 3. Dis baie profesie. Dis tydperke. En ons wil weet waaroor dit gaan. Ons wil weet hoe pas al hierdie dinge in die heiligdom. Want tog praat hy oor die buitekant van die heiligdom wat betrap gaan word. So iets gebeur met die heiligdom hier op aarde wat mense moet besef. So kom ons kyk na Bybelprofesie. Amos 3 vers 7 sê, want die Here doen niks tensy hy sy raad sluit
aan sy knegte die profete, Openbaring. So, die Here moes alreeds vir een van sy knegte 'n antwoord gegee het om te verstaan wat hier gaan gebeur. Want hy sal niks doen om 'n raad besluit uitvoer tensy dit nie aan sy profete geopenbaar word. En so sien ons dat profete heiligdom stop. Moses was 'n profeet gewees. Hy het heiligdom gepraat. Hy het die heiligdom gebou. Hy het dit daar geplaas. Ons kyk na Jesaja. Wat het Jesaja gedoen? Jesaja het heiligdomstaal gepraat. Jesaja 6, Jesaja 1, Jesaja 53 en Jesaja 66. Dis alles heiligdomstaal gewees. So wanneer jy die hoofstukke gaan lees, dan vat jy hierdie prentjie van die heiligdom en jy gaan lees dit soos wat hy verduidelik en dan nie agterkom hoe dit alles in plek val. Want hy verduidelik dit in daardie prent wat hulle het oor die heiligdom. Dan is daar Jeremia. Wat in Jeremia? Jeremia vertel oor die hemelse tempel en wat daar gebeur, die ervaring wat daar is, maar in dieselfde tyd vertel hy ook wat met Jerusalem gaan gebeur, omrede hulle nie geluister het na God se woord. En dan wat van Esekiel? Esekiel is baie regtig wanneer hy praat oor die nuwe tempel wat gebou moet word. En hy skryf vir ons 'n visioen neer oor hoe die nuwe tempel moet lyk en hoe God presies sê die uitmetings wat daar moet wees en al die poorte wat daar moet wees en waarna toe die poorte verwys. En so kan ons gaan na die kleiner profete. En baie van hulle kan ons sien praat heiligdom taal. So 'n rukkie terug het ek gehoor daar was 'n ou gewees wat die Bybel koud geskryf. Maar hy skryf vir al die kodes wat daar moet wees, die een en een en so by mekaar sit. Ek wil hom vandag sê, ek het 'n kode uitgevind. En hierdie kode is nie 'n kode soos wat hy wil sê nie. Dis die heiligdom. Want die heiligdom behou hierdie kode wat ons behoort te weet en te kan sien hoe alles by mekaar uitkom. Maar Jesus het gesê daar's een spesifieke profeet waarop daar gelet moet word aan die einde van tyd. Sy woorde was: wanneer julle dan die knieë van die verwoesting waarvan gespreek is, sê die profeet wie? Daniël. So hy wys dit en hy sê van terug na die profeet Daniël toe, wanneer julle gaan begin sien dat daar dinge is wat gaan gebeur, van kyk wat in die boek Daniël staan en hierdie knieë van verwoesting gaan julle sien staan in die heiligdom, dat hy wat dan lees oplet. So Jesus sê, gaan kyk na die profeet Daniël. Daar's 'n antwoord daar binne. So kom ons kyk wat sê die profeet Daniël. So Daniël, baie welkom by ons gesprek. Daniël het daar in die koning se paleis gestaan, die koning Nebukadneser, en hy het vir hom hierdie beeld uitgebeeld, die droom wat Nebukadneser gehad het, oor die koninkryke wat sou volg. En Daniël gaan deur die geskiedenis en hy verduidelik vir koning Nebukadneser presies hoe die tydperke gaan wees. Maar dis nie waar Daniël ophou nie. En Daniël 7:1 is al weer 'n soortgelyke visioen wat hy het. Nou hoekom kry Daniël hierdie visioen? Wel, hoekom het koning Nebukadneser die droom gekry oor die beeld? Want hy het gelê op sy bed en hy het gewonder oor wat in die toekoms gaan gebeur en God gee vir hom hierdie droom en Daniël kom en gee die uitleg. Daniël hoofstuk 7, 8 en 9 is Daniël wat wonder oor wat gaan volgende gebeur. Die 70 jaar is amper oor, ons moet omtrent huis toe gaan. Hoe gaan hierdie dinge in plek val sodat die volk weer verlos kan word? En die eerste visioen wat hy kry is die tyd van Belsasar, die koning van Babel. En hy sê hy het op sy bed gelê en hy het hierdie gesig gehad en toe het hy die droom opgeskrywe en hy wil hê ons moet op die hoofsaak lê. Want hy gaan die hoofsaak vir ons verduidelik. Okay Daniël, wat sê die droom? Hy sê ek het die see gesien en daar het diere daar uitgekom. Die eerste was 'n leeu gewees wat aardsvlerke gehad het, maar na 'n ruk is die leeu se aardsvlerke afgeruk. Toe het hy 'n beeld sien opkom met die een skouer hoër as die ander ene en 3 ribbes in sy weg. Daarna was daar 'n luiperd gewees met 4 koppe en ook aardsvlerke. En die laaste dier sê wat opgekom het, was hierdie skrikwekkende dier wat hy nie kan beskryf wat dit is nie, maar op sy hoof was daar 10 horings gewees. So hy sê dit is sy droom. Maar dan kom en hy beskryf vir ons die 4de dier en hy beskryf presies wat die 4de dier is. Hy sê nommer 1, dit was 'n verskriklike dier gewees.
Hierdie dier het ystertande gehad waarmee hy kan verslind en verborsel. Hy was verskillend as al die ander diere wat hy gesien het. Hy het 10 horings op sy kop. En tussen hierdie 10 horings het daar 'n ander horings tussen hierdie horings opgekom wat 'n sekere doel gedien het. Eerstens, hy ontwortel 3 horings. Die horing het 'n mond en oë van 'n mens. So hierdie horing kan dinge sê en hy kan dinge sien. Hierdie horing se mond spreek God lasterlike dinge teen God. So Daniel, wat het die diere te doen met dit? Al wat ons sou weet is wat kan aan in die boek van Openbaring hoofstuk 11. Help ons om dit te verstaan, want ons wil nie daai tydperk hê. Wat gebeur hier? Hoekom wys jy vir ons hierdie spesifieke visioen? Hy sê wag 'n bietjie, ek wil vir jou iets vertel. Ek wil jy moet verstaan waaroor hierdie gaan. Die 4de deel is 'n 4de koning kry. Dieselfde een wat ek vir Nebukadneser gesê het gaan kom. Dieselfde een wat ysterbene gehad. Hierdie 4de deel vernietig al was 10 konings gewees. En hierdie is Daniël 7 vers 23 en 24 se opsomming. Dan gaan hy aan, hy sê en die ander een sal na hierdie 10 opstaan. En hy is verskillend as al hierdie ander wat voor hom was. En hy kan 3 van hierdie konings ontwortel of neerdag. So dit is tekens wat ek wil hê jy moet sien. Hy kan opkom, hy kan Gods latere dinge spreek en hy kan dit reg kry om 3 van hierdie 10 konings weg uit die geskiedenis uit te verwyder. Maar dan gaan hy nog iets doen sê. In vers 24. Hy sal woorde spreek in die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste sal hy mishandel. En hy sal probeer om tye en wet te verander. En hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd, 'n tye en 'n helfte van tyd. Daniel, ek het nie gesê ek wil na jou toe kom om nog meer tye te hê nie. Ek wil jy van 42 maande en 1260 dae. En nou kom jy met 'n tye en 'n helfte van 'n tyd. Wat is hierdie? Hoekom het jy nog 'n tydperk daar gesit? En Daniel sê, wag net 'n bietjie. Luister na my verduideliking. Ek kom vir jou verduidelik, as jy sien pas alles binne. Okay, Daniel. Kom ons gaan. Vers 7 vers 8. Is Daniel 7? Nee, lees het fout. Is nie vers 7 vers 8. Maak dit seker. Want Daniel 7 was die PowerPoints is mooi, maar verwysings van beter om seker te maak, want ek weet dit was in vers 7 vers 8. Dan by die oordeel, en dit is vers 26 tot vers 28. So vers 26 tot by vers 28 vertel hy van wat hier gaan gebeur. Hy sê, die geregtigheid van sy. Die horing se maag word van hom ontneem en later vernietig en verdelg. En heerskappy word daarna teruggegee aan die heilige volk. So met hierdie oordeel wat gaan sit het, word hierdie horing wat al hierdie dinge gedoen het, uiteindelik uit die weg uit geruim. En die volk van God word weer op hulle regmatige plek geplaas. So, ons het 42 maande. Ons het 1260 dae. Ons het tyd, tye en halwe tyd. Dankie Daniel. Okay, tyd, tye en halwe tyd. Hoe verduidelik ek dit? Wel, ek sê wel, as jy van vat in vandag se taal, is dit 1 + 2,5, so dit is 3 en 'n halwe jaar. So as ons dan kyk na die tydperk, dan weet ons dis 42 maande, 1260 dae of 3 en 'n halwe jaar. Daniel and your future, Robert Wieland skryf en hy sê, various symbols found in the prophecies of Daniel are easily explained in the Bible itself. Likewise,
In Bible prophecy, a day is a symbol which stands for a year of literal time. So, dan kyk vir ons, hy sê, kom kyk nou, Jesegiel 4:6 en Numeri 4:34. So hier is op bladsy 91 van sy boek. So hy sê, as ons werklik waar net 'n bietjie aandag gaan skenk aan hierdie dinge in die Bybel, kan ons sien dat dit maklik is om te verstaan. By Daniel, hoe maklik is dit? Is daar nog iets wat jy mee kan help om te verstaan hoe hierdie tydperke bymekaar kom? Ek wil 'n antwoord hê oor Daniel 11 en ek kom by die 7de verstaan. En Daniel sê ja, ons nog iets wat verwys. Daniel hoofstuk 8 vers 5 tot 12. Daar was 'n bokram gewees. En hierdie bokram het hy gesien het 2 horings gehad. Die bokram kom van die weste af. En 'n bokram kom van die weste af. En hierdie een het 'n aansienlike horing. So die een kom van hierdie kant af met 2 horings, die ander kom hier met 1 horing en hulle storm op mekaar af. Met die woede van sy krag het die ramp gestorm loop. Hy het die ramp betrap en die bok het magtig geword, maar die horing het afgebreek. Dan sê hy, toe daai horing afbreek, toe daar 4 horings in sy plek uitgekom. 'n Klein horing uit hierdie voorhorings of uit die 4 horings kom op. En hy laat sterre van die hemel op die aarde val. So hierdie een bok met die 4 horings spreek af, hy kry 4 horings en in daardie plek kom dan weer nog 'n horing op, waar dan die sterre uit die hemel laat val. Dan sê hy kan 'n paar dinge doen. Nommer 1, hy kan die daaglikse opgestelsel wegneem. Hy gaan die heiligdom vernietig en hy sal 'n leer hê wat die waarheid op die grond neerwerp. So hierdie is alles tekens wat hy gee om te sê, hierdie is dinge wat mag plaasvind. En dan gaan Daniel aan, hy sê, maar toe is daar iets anders aan my gebas. Toe word 'n heilige spreek, en 'n ander heilige het dan die een wat spreek gesê, hoe lank sal die gesig dien van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid? Sal die heiligdom sowel as die leer van bestraffing doodgegee word? Is dit dan nou verby? En hy sê hy vir my, Daniel, wag. Ons het gekom om uit te vind oor 42 maande en 1260 dae. Toe kom jy met 3,5 jaar en nou kom jy met 2300 aandes en môres en dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Ek het nie hier vir plan nie, Daniel. Ek wil net 'n antwoord hê. Ek wil aangaan en weet wat gebeur met die 7de Vasami. En Daniel sê, hou vas. Hou net vas, daar's nog iets wat ek vir jou wil wys. Okay, Daniel. Kom ons gaan. Wat wil jy nog my wys? Hy sê, en die gesig van die aandes en môres waarvan gespreek is, dit is waarheid en jy hou die gesig geheim, want dit sien op die verre toekoms. So Daniel sê, ek is jammer, ek kan nie vir jou veel kan sê oor nie, want dis 'n geheim. Maar ek wil jy moet oplet, want ek was skieurig geweest. Ek wou meer weet, sê hy. En ek was op my knie gewees en ek was besig om te bid. En ek was gedaan en verdaal aan siek. Daarom het ek opgestaan en na die koning gegaan en ek het gaan werk. Maar niemand het opgemerk wat die binnekant by aangaan nie. Want net soos julle wat die tydperk soek ek ook 'n antwoord. Ek verstaan nie hierdie dinge heeltemal nie. En daarom het ek gebid. En toe ek op my knie was, toe word daar my iets geopenbaar. Sien die engel Gabriël het na my toe gekom. En by die begin sê hy, toe ek Jesus was om te bid, het die woord uitgegaan. En God het die engel Gabriël gestuur na Daniel. Hy sê, ek het gekom om dit mee te deel, want jy is 'n geliefde man. Gee dan ag op die woord en verstaan die gesig. Okay. So ons het hierdie tydperk, sê hy, daar's 'n begin daaraan en daar is 'n einde. Verstaan die gesig, gee ag op die woord. Okay, Daniel, kom ons gaan. Wat is aan jou gewys? 70 7-talle is vir jou volk en jou heilige stad bepaal om die goddeloosheid te volëinde en om die maat van sondes vol te maak. En om ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël
en wat hoogheilig is gesalf. Nou ons het gister gekyk hoe Jesus al hierdie dinge vervul het. Hy is die een wat die verzoening gebring het. Hy is die een wat ewige geregtigheid gebring het. En hy is die een wat gesig en profeet beseël het. En hy is die een wat hoogheilig is. So, hy sê daar gaan 70 weke of 490 jaar wees vanaf die beginpunt tot die punt wanneer die gesalfde sal kom en dan kan dit 'n einde van 'n sekere tydperk wees. Nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en om op te bou tot die gesalfde 'n volks is 7 talle. Okay? So hy sê vanaf die tydperk af moet ons besef wanneer die bevel gegee gaan word om die mure van Jerusalem te herstel, is daar 7 talle. Wat is hier? In die boek wat Daniel wat Despot geskryf het, bladsy 220 en 230 sê hy, the 70 weeks date 30 years before the rebuilding of Jerusalem, and the return of Ezra to Jerusalem 457 before Christ. Artaxerxes, in the 7th year of his reign, gave him the commission to rebuild the city. So 70 weke is omtrent 13 jaar voordat Jerusalem se mure herbou is. En dit was die tyd van Ezra 457 voor Christus. Kom aan. Dan gaan aan. Nee, is nou nie kom ek kan saam gesit. 457 voor Christus. Daar word die bevel gegee om die mure van Jerusalem te herstel. Hulle gaan, maar ons weet hulle het nog nie begin om die mure te herstel nie. Hulle het eers begin werk aan die tempel. Maar die bevel is gegee dat hulle dit so lank kan doen. Dan lees ons en hy sê, nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op die forts, of die gesalfde forts is 7 talle. So, wat is dan hierdie datum? So 7 weke of 49 jaar vanaf die bevel van die mure om herbou te word. So wat is die tydperk? Dit het 49 jaar geneem voordat die bouwerk voltooi was. Hoe weet ek dit? Jesus verwys daarna in die boek van Johannes wanneer hy sê hierdie tempel is gebou in 'n aantal jare, maar ek sê vir julle bedik dag in 3 dae sal ek dit opbou. So Jesus het bevestig die tydperk wanneer die tempel herbou was. So daar het 49 jaar geduur vanaf die bevel van die mure herbou is tot en met wanneer die bouwerk finaal voltooi was. Dan gaan hy sê in 62 7 tot 62 weke lank sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote waar dit tye van benoudheid. Nou kyk maar wat gebeur het toe hulle dit gebou het. Dit was tye van benoudheid. Ons lees van 2 keer wat daar gekeel was, een keer die tempel om nie verder herbou te word nie. Valse gerug wat gekom het, maar dit is weer herstel hulle kon aangaan en die tweede keer in Nehemia se tyd, toe daar weer 'n gerug was en hierdie keer het Darius die finale bevel gegee gesê, nou moet dit klaar gebou word. Maar dan sê hy, na hierdie tydperk sal daar 'n gesalfde wees wat uitgeroei kan word sonder iets vir hom en 'n volk van 'n volk wat sal kom sal die stad en die heiligdom verwoes. So na die tydperk gaan daar 'n volk wees wat kan kom en dit kan ook wees tydens die tyd wanneer die gesalfde daar sal wees. Maar so einde sal 'n oorstroming wees en tot die einde toe sal dit oorlog wees vasbeslote vir die woestyn. Blyk daar op 'n sê daar is 'n volk wat sal kom. Wie was hierdie volk? Rome. So Rome het uiteindelik ingekom, hulle het wel nie Jerusalem vernietig nie, maar hulle het druk daarop geplaas, so ver dat hulle dit kon regkry, dat hulle dit oorneem, en hulle het mense geplaas wat dan kon regeer. Herodes was nie deur God aangestel. Hy was deur Rome aangestel. So Rome het beheer geneem oor die streek van Judea. En daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. So daar is bewys in Lukas 2:1 dat Rome in daardie tyd in bewind was
wanneer die gesalfde moet kom. Leidraad nommer 2 sê hy, die volks van die stad in die heiligdom verwoes. Het hulle dit gedoen? In 70 na Christus het hulle die stad verwoes. So ons weet dat Rome hierdie volks is waarvan daar gepraat word. Maar dan kan dit aan, hy sê, en hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit. So, vanaf die volks gekom het, gaan daar 1 week wees, of 7 jaar wees, vanaf die gesalfde daar is, tot en met die tydperk, wanneer die sonde se maat vol gemaak is. En gedurende die helfte van die week, sê hy, gaan slagoffer en spysoffer ophou. So hy begin heiligdom taal te praat, want hulle weet dat slagoffer en spysoffer en brandoffer hier by die brandofferaltaar plaasgevind het. So hy sê vir hom, dit wat hier plaasgevind het, gaan in hierdie tydperk ophou. Dit gaan nie meer nodig wees om dit te doen nie. So in die helfte van die week, vanaf die gesalfde kom, gaan brandoffer en spysoffer ophou en dan die ander helfte daarna van die maat van sonde volgemaak word. Het dit gebeur? Hy sê die leidraad gaan wees, die gesalfde gaan kom. Die Bybel vertel ons van die gesalfde. Johannes 1 vers 32 sê Johannes het getuig en gesê, ek het die gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal en hy het op hom gebly. Later word dit geskryf in Handelinge hoofstuk 10 vers 38 met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom wat het gesalf het met die Heilige Gees en in krag, verwysende na toe Jesus gedoop is. So die gesalfde kom, en ons vat dit vandaan af van waar hy gedoop is. So Jesus is gedoop in 27 na Christus, en hy word daar gesalf deur die Heilige Gees. In die helfte van die week, die volgende leidraad van die brandoffer en spysoffer word gebou. So wat het Jesus kom doen? Hy het aan die kruis kom sterf en hy word die perfekte paaslam vir ons. So ons het meer nodig om te kom met 'n offer. Hebreërs vertel vir ons in hoofstuk 9 vers 13 tot 15. Want as die bloed van sterre en wolke en as van 'n perd wat onreinig is besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige Gees aan God sonder spek geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te lief. So as daardie offerstelsel Israel in 'n mate kon reinig, hoeveel te meer van die bloed van Christus dit nie vir ons doen. En daarom is hy die middelaar van die Nuwe Testament, terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepe is, die wat die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Die Hebreërs vertel ons dat die offerstelsel nie meer nodig is nie, maar Jesus se bloed nou nodig is, want dit is hy wat ons alleen kan reinig. So, in 27 na Christus, Jesus word gedoop, 31 na Christus, presies 3,5 jaar daarna, sterf Jesus aan die kruis, en hy vervul daar die tydperk. Leidraad nommer 3 sê, die maat van sondes gaan volgemaak. Is dit volgemaak? Stefanus word gestedig. Op hierdie oomblik word die boodskap nog net in Judea verkondig. Hulle het nog nie verder begin gaan na die res van die wêreld om die boodskap te gee nie. Want as Stefanus gestenig word, toe vlug die mense uit Jerusalem uit as gevolg van die vervolging wat plaasvind, en hulle begin om na die ander dorpe toe te gaan. En dit is hoe Samaria ook toe bereik is. Want ons lees van Filippus wat toe in Samaria was, en God het Filippus gebruik om die Ethiopiër tegemoet te gaan, terwyl hy op pad was terug na Ethiopië toe. So die gelowiges versprei van die streke van Juda en Samaria. En dit sien ons in Handelinge hoofstuk 8 vers 1. Filippus verkondig die evangelie in Samaria, Handelinge 8 vers 5 tot 13. Die hofdienaar van Ethiopië hoor die evangelie. So hy kry die evangelie en ek dink nie, hy het stil gebly toe hy in Ethiopië kom. Hy het gepraat oor wat hy gevind het. So daar van die evangelie na Ethiopië toe. En so word die evangelie versprei reg oor die wêreld. Maar wat moes gebeur?
Die maag van sonde moes volgemaak word. En toe Stefanus gestenig is, toe word hierdie evangelie geneem en na die heilige toe ook versprei. So daar het ons hierdie tydperk waarvan Daniël dan praat. So Daniël, is daar nog enige ander leidrade? Is daar nog iets wat ons kan help? En jy het gepraat met 2300 aandes en môres. Al wat ons mee gekom het is 42 maande en 1260 dae. Jy het ons daarna vertel van 3,5 jaar en 2300 aandes en môres. Is daar nog iets wat jy vir ons kan sê, sodat ons kan verstaan hoe alles bymekaar kom? En hy sê ja, daar's nog iets. Buiten hoofstuk 11 wat daar is, wat die hele geskiedenis vertel tot met waar dit kom, is daar nog iets wat ek vir jou moet wys. En hierdie is die belangrikste om die res te verstaan. In die tyd sal Mikael, die groot vorst wat oor jou kinders van jou volk staan, optree. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het vanaf 'n volk bestaan het. Daarom sê Christus gesê, wie is Mikael? Jesus. So, Jesus gaan opstaan in die tyd, en hy is die groot vorst oor die kinders van jou volk, en wanneer hy gaan opstaan, gaan dit 'n tyd van groot benoudheid wees, soos daar nie van tevore gewees het nie. Maar in hierdie tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Maar dan gaan die engel aan, hy sê vir hom, en jy Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en kennis daarvan meeding. So Daniël, jy vat jou boekie en jy maak hom toe. Maar eendag gaan iemand op oopmaak. En dan van alles verstaan word. En dan kom hy en sê, maar vir een laaste leiding. Julle gereed daarvoor. Hoe julle weet wat dit is. Hy sê, van die tyd af dat die voordienende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, van 1200 het Daniël, wat. Wat is hierdie nou? Ek wil net weet wat 1260 dae, nou praat jy van 1290 dae verloop. Ek sê ja, wag. Welkelik salig is hy wat bly wag en die 1335 dae bereik. Wat is al wat ek het? Sterkte. En hy sluit sy brief. Kyk dan nog. Wat nou? Ons wil weet oor die 6de en die 7de was sy. Ons wil weet hoe vervul dit alles, hoe wys vir ons alles wat gaan gebeur. Ons het in hoofstuk 11 van Openbaring gekom en gesien daar's 42 maande. Ons het gelees van 1260 dae. Jy het ons gesê daar's 3,5 jaar. Daarna het ons dink ons kry antwoord te sê 2300 aandes en môres. En jy eindig af met 1290 dae en daarna met 1335 dae. Hoe pas dit dan? Hoe julle breekpunt. 5 minute opstaan, bene reg en dan omstring. En dan kyk ons, as ons die antwoord kry. Kom ons breek vinnig, reg ek die bene, oor 5 minute. So ons maak dit is nou, ons op pad vir 35, kom ons sê 20 voor 11. Is ons terug. En dan kyk ons na die volgende gedeelte.